Wat 'n kosbare voorreg is dit om vandag saam met julle te kan kuier in Kruiskyk. Dit is nie my eerste ondervinding met Kruiskyk nie, so 10 jaar terug het ek uitgesaai, maar in groot genade en groot liefde is dit vir my weer moontlik. En ek sê vir elkeen baie dankie wat dit vir my moontlik gemaak het, veral vir Clemens, dat hy weer my genooi het om te kan deel wees van hierdie uitsending. En ek eer die Here, ek roep uit teenoor die koning van die konings. Dit wat Paulus geskryf het in Romeine, weet wanneer hy kyk na Romeine, dan sien hy soveel waarhede na, soveel mooi dinge raak, en dan ergens is dit so asof hy, en ek sien dit in my gedagte, dat Paulus sit so by 'n tafel, by 'n kerslig of 'n lampie, hoe dit ook al was, en dan skryf hy hierdie woorde van Romeine 11, daar in die 33ste vers, wanneer hy sê, oor die diepte van die rykdom en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë. Want wie het die gedagte van God geken, of wie was sy raadsman, of wie het iets aan hom gegee dat het aan die mens erken moet word. Maar hy sê dan, uit hom en tot hom is alle dinge. En dit is wat ek vandag mee wil begin, om te sê, hierdie is nie 'n prestasie van Kobus Erasmus of van ons gemeente Kiorensa nie, maar dit is die absolute rykdom van die kennis en die wysheid van God, en die genade van die Here. En daarvoor eer ek in die eerste plek dan die Here vir hierdie kosbare geleentheid, en dit is my gebed uit die diepte van my hart, dat hierdie 'n platform sal wees waar mense die woord sal hoor. Daar is soveel predikers, daar is soveel mense wat ons as 'n span dan die evangelie wil verkondig. En ek dink as ons almal saam vir die eeue wat kom sal verkondig, is dit soos Johannes geskryf het, daar het soveel wonders gebeur van die Here en soveel dinge nog, dat as ons dit sou opskryf, die wêreld nie die boeke sal kan vat nie. En dit is wat ek voel, ons predikers kan maar almal preek, en ons kan oor en oor uit gedeeltes van die woord met u besig, maar tog bly dit nuut, bly dit baie spesiaal. En ek wil daardie woord met u deel. Ek wil graag hê dat dieselfde inspirasie wat die skrifskrywers gehad het van die Heilige Gees, dat daardie inspirasie ook my deel sal wees, sodat wanneer ons praat, wanneer ons deel, wanneer ons sit rondom die woord, dat die Gees van die Here dit met ons gees sal deel. Dat dit nie net 'n intellektuele antwoord sal wees, of 'n hoorbare woord nie, maar dat dit werklik sal wees, dit wat God vir ons elkeen sê. So wees verseker dat ek soek na die wil van die Here, en ek soek dit wat in die woord staan. Ek het 'n woordskool by ons gemeente, wat ek sê, ek kan jou net leer om raak te lees. Ek wil jou nie leer wat in die Bybel staan nie, want dan, dit sal my kennis wees, of my ervaring, want die Here leer ons elkeen op 'n ander vlak. Dis wat Hebreërs sê, hy sê ons is op elkeen op 'n ander vlak, en elkeen moet verdiep op sy vlak. So ek gaan dit nooit waag nie, dit is ook nie in hierdie forum wat ek wil kom en sê, maar dis wat daar staan, en dis wat jy moet glo nie, nee. Ek wil jou laat raak lees, en vra dat die Gees van die Here jou verder neem in die woord. Ek het nie tyd nie, ons is 'n halfuur program, so ons het nie 'n tyd om een vers eers heeltemal eksegeties te kan hanteer, met die waarde van alles wat daarin lê nie. Maar ek kan 'n klein legkaartstukkie vir u gee, wat u dan verder gaan lees, die woord in konteks gaan lees, die woord as 'n boek gaan lees, Biblia. Dis wat dit is, so 'n klomp boeke by mekaar, 'n biblioteek van God se heerlikheid. Theologos is teologie, wat beteken dit is die gedagte aangaande God, en dit is wat ek graag wil deel, my ondervinding in my persoonlike lewe, van wat God vir my gedoen het, in my getuienis, ja, ook in my belydenis. Maar dat elkeen van ons die Here meer sal leer ken. Want jy sien, ons kan nie die Here lief hê as jy hom nie ken nie. Dit is wat fout gaan in ons verhoudinge. Ons ken mekaar nie, ons weet nie van wat is mekaar se diepste behoeftes nie.
God ken ons, maar ons ken hom nie. En ons kan God net leer ken deur die woord. Ons kan hom leer ken deur die Gees, deur die leiding, deur die lering, ja, deur kerk en lofprysing en aanbidding. Maar ons moet hom leer ken, om hom te kan lief hê. Want sonder kennis kan jy hom nie lief hê nie. Ons het gemeente begin omtrent 8 jaar terug. Ek was al die jare in die bediening in die AGS, en so ook in ander kerke, in die groter georganiseerde kerk, en so 8 jaar terug, na baie hartseer in my lewe, het ons begin om te sê dat ek wil 'n gemeente of onder leiding van die Heilige Gees die gemeente te begin, Kyrentia. En Kyrentia is nie 'n teologiese naam nie, hy kom nie voor ergens in die Bybel nie, dit is nie een of ander Griekse woord met een of ander betekenis nie. Dis 'n woord wat ek een aand toe ek geslaap het, en ek is ook nou nie arrogant genoeg om te sê, dis presies die Here nie, maar ek wil glo dat die Gees van die Here dit in my gees kom lê het. Dat ek hierdie woord, want ek ken hom nie, naamlik Kyrentia. Dis 'n Q-U-E volgens die spelreëls van die Afrikaans of Engels, maar in die Spaanse term is dit Q-E-U, wat heeltemal anders is. Maar die betekenis is presies dieselfde. En vanuit my eie seer en verwerping wat 'n mens beleef het, foute wat jy gemaak het, val wat jy geval het ek besef dat daar vir ons nie noodwendig, en verstaan wat ek sê, neem dit asseblief met alle nederigheid en opregtheid, is dat ons kerk het so georganiseerd geraak en so groot geraak, so wonderlik geraak. Ja, dis goed om 'n makro gemeente te hê, maar op die uiteinde is dit vir my baie keer soos in die tyd van Jesus, waar die vrou in die sinagoge gestaan het, hy na haar toe gestap het. Sy was deel van die aanbidding, sy was deel van die hele godsdienstbeoefening. Sy was daar, maar ek wil dit waag om te sê, niemand het haar hartseer raak gesien nie, want die Here stap na haar toe en sê, vrou, jy het 'n gees van stikkendheid, 'n gebroke gees. Het was nie 'n geestelike siekte of 'n geestelike afwyking nie. Hierdie vrou was stikkend in haar emosies, stikkend in haar hart. En dan sê hy later vir die disippels, is dit nie hartseer dat hierdie vrou wat 'n dogter is van Abraham, soveel jare hierdie seer moes dra, en dit voel vir my so baie keer dat ons in ons gemeenskappe of in ons kerke dan, in ons aanbidding, het ons iemand wat reg langs jou staan en jy ken nie sy seer nie. So Kyrentia het vir my sin gemaak, ook ten opsigte van my bediening, om dit te gebruik, en ek wil weer sê, ek glo dat dit tog die Gees van die Here is, want dit is definitief nie my eie breinkind nie, dat ons op die uiteinde van die dag 'n plek het van veiligheid, want dis wat Kyrentia beteken. Kyrentia, soos ek sê, is 'n Spaanse term, en ons moet in ons gedagte kry, die bul wat die matador aanval binne in hierdie arena, en die bul val aan, en dan trek hy word gesteek, en hy word aangeval deur die matador, maar hy storm, en dan kom hy terug, en hy storm, en hy kom terug, daar waar hy so staan en krap in die sand. En die Spanjaarde het agtergekom, dat daardie plek is elke keer dieselfde plek. Die bul hardloop, en dan kom hy terug. Hy hardloop, en hy kom terug. En daardie plekkie wat hy elke keer na toe terugkom, noem hulle Kyrentia. Was 'n plek van veiligheid, 'n plek wat hy homself herstel, nadat hy gesteek is, nadat hy gekap is met 'n swaard, wat dit ook al mag wees, en daar waar hy hom net weer self kan wees, waar hy weer kan moed kry, weer kan sy moed by mekaar kry, daai gees van krankheid aangespreek word, wat die vrou gehad het, daai oomblik wat jy kan instap en daar is vir jou 'n plek van veiligheid. So hierdie gemeente wat ons gestig het, wat eintlik maar net 'n Bybelgroep was, het uitgebrei en toe op die uiteinde 'n gemeente geraak. Klaviere en orgels en kansels.
en 'n program, maar ons is nie ingestel op die program, ons is nie ingestel op al die rade en die red tape van 'n gemeente nie, ons is eerder ingestel, en ek het al hoeveel keer vir die gemeente gesê, ek wil nooit weer 'n groot gemeente hê. Ek was bevoorreg om deel te wees van groot gemeentes, hier in Centurion, met groot lidmaattalle, maar op die uiteinde van die dag weet jy nie wie jou mense is nie, en kan jy nie omgee nie, en is hierdie, kom jy partykeer as 'n vreemdeling in die kerk, en jy stap as vreemdeling uit, of nog meer hartseer, soos in die tyd van Petrus en Handelinge, dat ons die blinde en die verlamde bring tot by die poort van die stad, die poort van die tempel, die ingang van die kerk, en dan kerk hou, en dan as ons uitstap, dan tel ons hom weer op en vat hom huis toe. Terwyl ons eintlik die blinde en die verlamde en die sieke en hy wat dit nodig het inbring. En ja, ons kan die sieke raak sien, ons kan iemand in die reistoel raak sien, maar wat ons nie altyd raak sien nie, is mense in hulle gemoed. Daardie persoon wat vandag saam met jou lag, en vanuit die praktyk sien ek het baie, dat die persoon wat die hardste lag by die partytjie is, die persoon wat môre sy eie lewe neem, en dan vra ons, maar hoe is dit? Hy was dan so gelukkig, hy was dan altyd die voorsanger, hy was die ene wat so bly was, maar ons het nooit raak gesien wat regtig in sy lewe gebeur het nie. So Kiorensha is hier in Centurion, en die genade van die Here is vir ons so genoeg, ons het so uitgebrei, en die Here het vir ons net genade op genade op genade gegee. Die landlord is vir ons net goed, Rian Bortma van Auto Investments, en ons dank die Here vir alles wat hy vir ons gee, maar weer eens is ons nie 'n kerk met vreeslike organisatoriese stelsels of liturgiese ordes nie, ons is daar vir die gees van die Here, 'n Pinksterkerk wat, ja, tot baie mense se gespot net ou koortjie sing. Ja, ons sing nog maar waarmee ek groot geword het. Ek is hierdie jaar nou 42 jaar gedoop in die Heilige Gees. Nee, 49 jaar gedoop in die Heilige Gees. Ekskuus. So ek het groot geword met hierdie, en dis waarom ons ou Pinksterkerkie maar net Pinkster sal bly, en glo aan die werking van die Heilige Gees, glo aan, maar waarin glo ek meer? Daar is soveel klem op die gawes of die vyfvoudige bediening, en ja, ek gee vir elkeen 'n geleentheid en 'n kans, en ek glo dat elkeen het 'n roeping, elkeen wat hier is, die persoon wat by die deur is, of het Johannes of Dion is, het net so groot roeping as wat ek op die kansel is, want as hy nie 'n mens, 'n persoon daar by die deur met die vriendelikheid en met die salwing van die Heilige Gees se hand kan skud en kan liefde gee nie, dan help my prediking niks, dan help ons sange niks, dan help die pianis en die dromme en die orgel beteken het geen waarde nie, as iemand nie met geluk en vrede inkom. So as jy hier kom, wees verseker, jy gaan ergens by iemand 'n drukkie kry, ergens gaan iemand vir jou omgee, ergens gaan iemand jou naam vra, maar nie net dit nie, iemand gaan jou mis as jy nie weer hier is. Gaan hy jou vra. Want elkeen het 'n bediening, tot die Hannelie wat koffie maak na die tyd, die persoon wat hierdie elektroniese media hanteer, elkeen het 'n bediening. Nie net die pianis nie ook, nie net ek wat preek nie, maar so is ons deel van 'n totale liggaam, en elkeen speel sy rol en moet dit vervul. En hierdie liggaam is, jy is hiervan deel as jy hier nagmaal gebruik, dit is wat ek die liggaam bepaal, want ons het mos nou baie kerke, baie deel van baie liggame, maar, of baie dele van die liggaam, maar hier is Jesus Christus ons hoof, en hier kan jy jou bediening uitleef, al doen jy die klank, al sing jy voor, al sit jy net in die bank, al luister jy net, al saai ons hierdie uit, en dit is wat ek vir die mense sê, wat my help is, dis nie net ek wat die woord bring nie, dis ook elkeen wat hierdie uitsending doen, elkeen wat hom verder vat,
waar ons eendag ergens in die hemel gaan kom, en as jy daar stap, gaan iemand uitroep en sê, dankie dat jy daar die oggend bereid was om 'n opname te maak van 'n prediker of van Kobus, wat op die uiteinde 'n paar woorde gesê het, wat my lewe dalk verander het, of wat gekeer het, dat ek my lewe neem. So die belangrikheid van elkeen se bediening is baie spesiaal in hierdie gemeente. Dit is 'n plek van veiligheid. En soos wat ek sê, ja, daar is 'n vyfvoudige bediening, en ons glo daaraan, en die gees van die Here werk, maar daar is vir my 'n belangriker as alles, en dit is sê die woord van die Here sê dit, Paulus skryf het, hy sê, kom ek wys jou 'n uitnemender weg, kom ek wys jou die beste gawe van alles. Jesus sê in Johannes 14, hy sê, dit is my wet, ek laat hierdie wet julle na, dit is my opdrag, sê hy verder. Ek vermaan julle om dit te doen. En dis die liefde. Hy sê in die 17de hoofstuk, wanneer Jesus bid vir sy disippels teenoor die Vader, dan sê hy, Vader, laat hierdie disippels wat rondom my staan, een is soos ek en u, een is dat die wêreld kan sien dat ek gekom het. Wat 'n ongelooflike verklaring en gebed sê Jesus Christus. Hy sê eintlik dat dit gaan nie oor die kruisverkondiging nie, ja, die kruis is liefde. Dit gaan nie oor die evangelieverkondiging nie, ja, die evangelie is liefde, maar dis die liefde onder mekaar, die uitreik teenoor mekaar, die omgee teenoor mekaar, die gee vir mekaar tyd, vriendskap. Jy sien, ons is nie net heilig wat instap en ons steek ons hande op en ons bid en ons gaan huis toe nie, maar daar's 'n omgee wat nodig is, 'n liefde, en dit is my gebed, en ek het dit al ervaar, dat mense van buite af kom en sê, dit is wat hulle aantrek, die teenwoordigheid van die Heilige Gees, wat hulle ervaar en beleef, en dan die liefde onder mekaar. En omdat dit 'n paar stikkende mense is wat by mekaar is, en ons herken dat ons elkeen 'n verlede het, en elkeen herken dat ons foute het, skinder ons ook nie. Want jy kyk nooit neer op die volgende persoon nie, want hy weet ook wat is jou hartseer. Want ons kan hier die maskers afhaal. Sien, ons het hier nie die masker nodig om te sê, ek is nou in beheer, of ek is die pastoor, of ek is die pianis, of ek is hierdie begaafde en geëerde persone, of persoonlikheid nie. Nee, hier tel dit nie. Hier tel die liefde onder mekaar. Hier tel jy. Want jy sien, ek glo met my hele hart dat, en ons weet dat die woord skryf, dat nie een van julle kan dit betwyfel nie, dat elke persoon is gemaak met sy eie identiteit wat God hom gegee het, eie karakter, eie persoonlikheid. Daardie lewe word in jou ingeblaas. Die woord sê tog, ek het jou gemaak, ek het jou geroep, ek het jou geken, ek het weet van jou voor die grondlegging van die aarde, ek het jou gevorm, soos Dawid gesê het, in jou moederskoot, 'n ongevormde klomp, sê Dawid so mooi. So die Here het jou gemaak met die identiteit, en wanneer Satan iets van jou wil steel, ja, hy doen dit deur sekere dinge, sê nou maar losbandigheid of drank of wat dit ook al mag wees, maar jou identiteit word gesteel deur Satan, en dit is die grootste verlies wat jy kan ly. Want as jy kan wees wat God jou gemaak het en jou gevorm het, soos die pottebakker op die pottebakkerswiel, as ek dan 'n potjie moet wees, moet ek 'n pot wees. Ek moet nie probeer om 'n glasbak te wees nie, ek hoef nie te probeer om 'n instrument te wees nie, ek moet net wees wat ek is, want anders sou daar nie vir my plek gewees het vir die blomme nie, anders sou daar nie vir my plek gewees het waarin ek kan koffie drink nie, en dan die blompot kan nie die koffiebeker wees nie. In hierdie wêreld leef ons met animasie, ons leef met 'n absolute, ja, is eintlik hartseer, dat ons leef wat ander mense wil hê.
Ek gebruik dit altyd as 'n voorbeeld en julle sal nou vir my lag. Ek weet nie of almal oud genoeg is om dit te onthou nie, maar daar was altyd 'n advertensie van Lexington, that's the man. As jy nou hierdie sigaret rook of hierdie spuit gedoen of daardie kar ry of hierdie adres het, dan het jy dit gemaak. Maar dit is nie wat jy maak nie, dit is wat in jou is. En dit is wat hy eintlik van praat in Johannes, waar die Here gesê het, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En daai lewe word vertaal met die woord wat die teenoorgestelde is van illusie. Want die wêreld is illusie. Die wêreld se liefde is maar net 'n seksuele ervaring, sê nou maar. Die wêreld se pret en plesier is 750 ml bottel of ja, 'n klomp geld in jou bank of daar waar jy bly, dis 'n illusie. Dis 'n illusie. Satan gee ons 'n illusie van blydskap. Illusie van vrede. Wêreld roep uit vrede, vrede, maar daar is nie vrede nie. So as ons weg kan kom van die illusie van dit wat in die wêreld kom en by die lewe kom, die weg, die waarheid en die lewe, en dis wat Kerensa wil doen. Dis geen plek waar jy net jouself kan wees, waar jy jouself kan vind, weg kan kom van die illusies van hierdie wêreld, tot in geestelikheid. Jy hoef nie hier verskriklik geestelik te wees. Ja, jy kan 'n verhouding met die Here hê, maar hier beteken dit nie hoe voor jy in die kerk sit, of wat se pos jy beklee, of wat se tiende jy gee nie, maar wat jou diepe verhouding met die Here is, en jou verhouding is jou verhouding, jou loflied is jou loflied. Jy hoef nie te sing soos ek nie, en daaroor kan jy maar baie bly wees, want my sangtalent is nie so goed nie. Maar weet jy wat ek doen het vir die Here? Ja, ek lei my eie koortjies, tot baie groot frustrasies van almal wat weet wat is 'n klank en 'n musiek en 'n stem. Maar ek doen dit vir die koning van die konings. En dis wat ons hier doen. Ek het 'n saksofoonspeler hier, Oom Irwin, wat ek baie lief is vir. Ek ken hom nou ook al 35 jaar. Hy was in my eerste gemeente, een van my eerste bekeerlinge. Ek het hom gedoop, ek het hulle getrou en hy is, dink hy is 88 jaar oud. Hy speel saksofoon, was in 'n verskriklike motorongeluk 'n paar jaar terug. Hy kan nie eers hard praat nie, maar hy speel saksofoon. So nou en dan mis hy 'n noot, maar so nou en dan speel hy uit sy hart uit, laat daar 'n traan in my oog kom. En ek wil liewer vir oom saksofoon, soos ons hom ken, of oom Chocolates, wil ek liewer laat speel as enige professionele mens. Ek wil liewer dat my drumspeler speel wat 20 jaar laas in 'n kerk gespeel het, en vir my kom speel en Lawrence is goed, maar as wat ek 'n professionele persoon betaal. Ek laat liewer iemand vir my klavier speel wat 'n toets gedop het by ander kerke en nie goed genoeg was nie. Maar hier, ons net kan uitleef. So ons is miskien nie in die regte area nie, en ons het miskien nie die regte note nie, maar God het vir ons 'n plek gegee om te staan. Daar het soveel mense al ingekom, en ek kan dit sê met vrymoedigheid. Jare terug het een van die pastore vir my gesê, maar dit maak hom moedeloos, van die mense kom in, kom tot bekering, en net so rukkie later dan kry hulle garage in hulle stige kerk, en hulle breek weg, en hulle partykeer vat hulle nog van jou mense ook. En dan wil ek sê, dit is goed so. As Kerensa nog ander gemeentes kan stig, is dit reg. As mense reg oor Suid-Afrika kan luister na ons dienste en dit kan aanneem, en mense uit die Oekraïne my bel en sê, weet jy, ek het nou net geluister na jou preek toe al hierdie dinge gebeur het, of in die Midde-Ooste in die oorlog. Sê ek luister daarna, dan maak ons 'n verskil, en dan beteken dit dat ons ook uitroep oor die diepte van die rykdom van ons God. En dit is wat ons wil doen, en dit is wat ons met Kruiskyk ook wil doen. En ons het 'n Facebookblad, en ons het allerhande TikToks, wat hulle ook al die goed noem. Ek is nie so ingelig daartoe nie, want dit is die mense wat dit doen, wat op die uiteinde van die dag hulle bediening uitleef. En julle kan ons gaan soek, julle kan ons kom besoek. Jy kan my skakel, of 'n WhatsApp stuur. My nommer is 083-453-1660, en ek is nie hier om myself te promoveer nie, nooit.
Ek is hier nie om die gemeente te promoveer nie. Ek is nie hier om te adverteer nie. Ek is hier om die woord van die Here te verkondig. Ek is hier in my gebrokenheid. Baie mense sê, maar hoe kan jy dan nog preek, al is jy deur egskeiding of deur 2 selfmoordpogings? Hoe kan jy sê, terwyl jy deur die lewe al swaard geslaan is en so baie mense jou beskuldigings teen jou inbring, dan wil ek uitroep en sê ek is 'n gebroke kruik. Maar die boodskap in hierdie kruik is nog dieselfde, en dit is Jesus Christus. Ek is 'n gevrommelde brief, maar die boodskap in daardie brief is nog steeds dieselfde. En al die rede kom ek hier sit, is nie vir aansien of om enigiemand te beïndruk of te probeer herstel waar ek foute gemaak het in my lewe nie. Die enigste rede kom ek hier sit is omdat God se genade vir my genoeg is en was. En solank ek asem het, sal ek die Here eer, want ek het hom nog altyd lief gehad. En deur alles heen, het die Here my gedra. En soos ou pastoor Jannie Libbe, wat ek al jare in gemeente was, gesê het, die Here dra en verdra my. So ek nooi om in hierdie tydsgeleef, saam met my net te sit rondom die woord, en mag ons saam die Here ontdek. Mag ons saam elke keer iets niets ontdek van die Here. Want dit is wat ek beleef. Ek beleef dit elke keer. Iemand sê, na 35 jaar in die bediening, ken jy seker die woord en kan jy self uitlewing gee? Ja, ek was nog altyd verskriklik lief vir die woord. Maar nee, ek het besef, ek ken nie die Bybel nie. Ek ken nie. Want elke keer as ek hom lees, is daar iets niets. Elke keer as ek sien, dan is daar 'n nuwe woord, 'n nuwe ervaring, 'n nuwe belewenis, wat die Gees van die Here vir my moontlik maak om raak te sien. En ek wil graag hê dat u dit saam met my sal raak sien. So meer as welkom. WhatsApp my is, ek het ook 'n sielkundige praktyk wat ek hier hanteer, so ouens maar baie besig, maar en jy kan nie altyd terugbel. Want jy bel mos nie al die nommers terug mee vandag nie, want dit is net een spam op die volgende spam op een. Ek het al soveel versekering, ek weet nie wat om nou mee te maak. So WhatsApp my. Weer eens, my nommer is 083-453-1660. En ons sluit af elke diens met when I pray, I will pray for you. When you pray, will you pray for me? For I need His love. I need him. En dit is wat ek vir julle wil sê, elke keer as ek bid, sal ek bid vir elkeen, en as julle bid ook vir my. So mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. En mag julle 'n plek van veiligheid vind in die Here, 'n plek van vrede, 'n plek waar jy jouself kan wees, 'n plek waar jou krag kan herstel. Mag elke kerk dit wees, vir elke siel, vir elke soeker, vir elkeen met behoefte. Seën vir julle elkeen, en liefde groete hier van Curenza. Mag jy geseënd wees. Amen.